laat ons net ons oë sluit. Ons getroue Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het, om vanaand weer voor U te mag kom, om vir U dankie te sê vir hierdie wonderlike Sabbat wat ons gehad het. Ons vra Here dat U met ons sal gaan deur hierdie volgende week wat kom, dat U elkeen van ons sal seën en sal vashou in die holte van U hand. Lei en bewaar ons Vader in U voetspore. Ons vra dit alles om U naams wil alleen. Amen. Ja, ons is aan die einde van nog 'n Sabbatdag en ek glo dat elkeen van julle 'n ryke seën vandag uit die hand van die Here ontvang het. Die son sak nou hier in die weste en die Sabbat is verby, ou week is verby, 'n ou week met sy probleme, met sy uitdagings, met sy vreugdes, met sy dinge wat hy opgelewer het, dinge wat ons soms moeg maak, en dan by die tyd wat ons by Sabbat kom, is ons gedaan. En al wat elke een wil doen, is wil net by die huis bly en wil graag rus, want dit is mos nou 'n rusdag. Maar weet julle, ek het tot die slotsom gekom dat wanneer jy wel die dinge van die Here doen, dan rus jy ook. Het is nie nodig dat 'n mens juis by die huis moet bly en moet lê, of die dinge waarvan jy hou te doen nie. Ons hou ook van die dinge wat die Here aangaan, om Bybel te lees, om 'n studie te doen oor een of ander onderwerp, of om jou Bybelstudie vir die week te begin voorberei. En dit is so lekker om ietsie te doen om dit vir jou interessant te maak. Ek weet dat die 2 meisiekinders van my het elkeen 'n lekker Bybelstudie aan die gang, en hulle maak notas en hulle het leers vol goed wat hulle al so bymekaar getrek het. En ek weet dat dit vir hulle 'n groot vreugde is, dat hulle selfs dit op 'n Sabbat graag doen. En dan vir die kinders is daar so baie dinge wat 'n mens kan doen om dit vir hulle lekker te maak. Ek het altyd daarvan gehou om sommer die letters so op 'n papier te skryf en dan vir die kinders te sê, kies 'n letter en dan moet jy alles neerskryf in die Bybel uit jou kop uit, wat jy kan onthou wat met daardie letter begin. Sou jy A vat, is dit Ark en Agap en Ahasveros, en so kan jy aangaan, en dan het ons so 'n speletjie gemaak daarvan. Huidiglik is ek besig om Jamie te leer waar die Bybelboeke in die Bybel is, sodat hy dit makliker kan onthou, want ek vind dit altyd moeilik in my kop om te dink dat daar mense is wat nie weet waar 'n Bybelboek is. As jy vir hom sê, waar is Samuel, dan sê hulle, is dit in die Ou Testament of in die Nuwe Testament? En dis vir my nie lekker om dit te weet nie. So 'n Sabbat wat 'n mens laat verbygaan met niks om te doen nie, moet 'n mens eintlik gebruik om die werk van die Here te doen. Nou ja, daar's baie ander dinge ook, om uit te reik na hospitale en ouerhuise, om te gaan sing vir mense, om die boodskap te bring. Ja, daar's baie dinge wat 'n mens op 'n Sabbat kan doen. Nou, Sabbat moet vir elkeen van ons 'n verlustiging wees, en dit lees ons in Jesaja 58 vers 13, en ek lees dit graag vir julle. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou eie sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou eie sake soek nie, of ydelheid spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. So hy het beloof dat wanneer ons die Sabbat onderhou soos wat ons moet, dinge sal gebeur wat hy beloof het, dat ons sal ry op die hoogtes. En Sabbat moet vir elkeen van ons baie spesiaal wees. Toe ons ver van 'n gemeente af was, het ons op 'n Sabbat altyd vanuit Gauteng uit kasetbande gekry, waarna ons geluister het. En vir my was dit leersaam,
Vir die kinders wat nog kleiner was dit verskriklik vervelig en hulle het nie daarvan gehou nie. So ek dink, dinge wat 'n mens doen moet vir die kinders lekker wees. So ons het geprobeer om strewers te doen met hulle, ons het die sabbatskoollesie van hulle probeer doen, ons het hulle selfs toegelaat om vir ons te preek, sodat hulle 'n boodskap kan bring, al lees hulle net 'n paar versies en laat ons saam sing, maar hulle moes iets doen om dit vir hulle ook lekker te maak. En dan het ons altyd baie ver gaan stap, want dit was oop veld en dit was lekker. So Sabbate was vir ons eintlik 'n regte verlustiging. En ons het die Here geken daar en ons verlang soms verskriklik baie na daardie rustige Sabbatdae. So Sabbat, mense, moet vir julle 'n lekker dag wees, 'n dag wat julle saam met die Here wil wees, 'n dag wat julle saam met hom wil deurbring, 'n dag wat jy graag na sy huis toe kom om sy woord te hoor, want elkeen van ons het nodig om daardie boodskap te kry, om opgebou te word, sodat ons vir 'n nuwe week nuwe krag en leiding kan kry in ons lewe. So ek bid vir julle dat elkeen van julle in hierdie nuwe week wat voorlê, met nuwe voornemens julle nuwe Sabbat wat kom, sal aanpak, met ywer en met lus en met vreugde, want 'n Sabbat is tot eer van die Here en dis daar vir ons om te geniet, en God gaan vir ons op die wolke laat ry. So gemeente, ek sê vir julle baie dankie vir julle oor, en ek hoop dat julle iets uit hierdie boodskap uitgekry het. Ek sal vir ons afsluit weer met gebed. Ons getroue Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het, om kinders van U te wees, om te weet dat U vir ons 'n belofte gemaak het, as ons die Sabbat vir ons 'n verlustiging maak, dat ons sal ry op die wolke, en eendag verseker, saam met U kan wees. Ons sê vir U baie dankie, Here, vir die voorreg wat ons het, om U kinders genoem te kan word. Vergewe ons, Heer, omdat ons baie dinge verkeerd doen, maar lei ons om dinge wat reg is in ons lewens toe te pas. Ons vra dit alles om U naams wil alleen. Amen.